Ai, groete in die wonderlike naam van ons Here en Verlosser Jesus. Ek is Dr. Brian Adams en jy kyk na Faith Now. Wat 'n eer is dit om hier te wees, om deur die Here geroep te word, om vergewe te word, om te weet dat hy my gekies het om sy woord voor te bring, of net om 'n seun te wees, om aangeneem te word. Ek is opgewonde daaroor. Een van my vriende, 'n heer met die naam Forrest, ek het hom een keer oor preek en sê dat die koninkryk van die hemel die grootste aannemingsagentskap enige plek is. Want wanneer jy wedergebore word, ontvang jy die gees van aanneming waardeur jy roep, Abba, Vader. Hi, ons praat met Jan. Ons is hier in 'n kort reeks. Dit is die 4de en laaste vir nou, wanneer geloof moeg word of volhardende geloof of nie opgee en volhard nie. Laat ek vir jou my eerste skrifgedeelte lees uit 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 7. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het my wedloop voltooi. Ek het die geloof behou. Natuurlik, dit is 'n aanhaling, dis Paulus, jy weet. Ons sal vir Paulus aan. Paulus skryf daar aan Timoteus in die tweede brief. Maar hy sê, ek het die geloof behou, maar as iemand 'n kans gehad het om op te gee, was hy. Hy is geslaan, hy is gestenig, hy het 'n skeepswrak oorleef, hy was vasgekeer op eilande. Hierdie broer is verwerp deur die Hebreëse Fariseërs en Sadduseërs. Man, hy het 'n baie interessante lewe gehad, grootliks deur God gebruik, maar hy het soveel geleenthede gehad. In werklikheid het ek 'n boek geskryf genaamd Die Krag van Vergifnis. En in daardie boek, ek dink is in Handelinge, in die boek Handelinge sê dit, Paulus skryf, ek oefen myself daagliks om nie aanstoot te neem teenoor God of teenoor mense nie. Hy het soveel dinge aan die gang in sy lewe. Sien, aanstoot kan jy nie net moeg maak nie, maar jy ook laat ophou. Dit kan veroorsaak dat jy die kerk verlaat. Dit kan maak dat jy nie meer gaan nie. Maar jy sal steeds werk toe gaan, jy sal steeds kroeg toe gaan, jy sal steeds na ander plekke gaan. Ons moet leer om lief te hê, te vergewe en te weet dat ons in 'n oorlog en 'n stryd is. Maar hy gee ons die voedingsstowwe, die krag, die vermoë, die wapenrusting, alles wat nodig is. Nee, trouwens, alles wat God van ons vereis, gee God aan ons. Sonder geloof is dit ondraaglik. Verskoon my, onaanvaarbaar. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ek was besig om die woorde daar te verander, né? Dit is onmoontlik om God tevrede te stel. Maar geloof kom deur te hoor, gehoor deur die woord van God. Hy gee ons die gawe van geloof en hy gee ons die vrug wat getrouheid genoem word. Geloof is moedig. So gee hy ons geloof. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, verstand en siel. Wees lief vir jou naaste soos jouself. Hy benodig liefde. Hy het gesê, ek het julle nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n krag, 'n gees van liefde. So dan gee hy ons liefde en dan word liefde in ons hart uitgestort deur die Heilige Gees. Alles wat nodig is. En ook, so wanneer jy moeg word, wanneer jy uitgeput word, wat het jy nodig? Wanneer jy dra, moet jy gaan slaap. Jy moet rus kry. Jesus het gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en uitgeput is. Ek sal jou rus gee. So ek is opgewonde om te weet dat hierdie reis waarop ons is, al gaan dit moeilik raak en dis soort van soos 'n opleidingskamp, want ons is in 'n oorlog en 'n geveg op 'n eentonige ontslaande manier. So ek verstaan opleidingskamp, ek verstaan opleiding, maar ons moet onsself toelaat om dit te doen. Om opgeleid te word. Ek sou nooit van die opleidingskamp gegradueer het as ek nie ingedien het nie. Ek was nie met die helfte van daai goed saamgestem nie. Die kalisteniek, die hardheid. Ek het verkies om dit nie te doen nie, maar jy moes dit doen. As jy gaan gradueer, laat ons gradueer in die opleidingskamp van geloof. Wat daarvan? Weereens, ek sal sê ek het 'n goeie geveg gestry. Ek het my kursus voltooi. Ek het die geloof behou. Voltooi en maak meer saak as om te begin. Maar as jy nie begin nie, sal daar niks wees om klaar te maak nie. Korrek? Hebreërs hoofstuk 12 verse 1 tot 2. Daarom, terwyl ons ook so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las wat ons hinder afgooi. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volleinder van ons geloof. Sjoe, Jesus is nie net die begin van jou geloof nie, hy is die voltooier. So as jy aan hom verbind bly, sy woord bly lees, in gemeenskap met die Heilige Gees bly, gaan jy dit kan maak. En weet net dat na baie bediening en baie reis en skryf, maak nie saak wat jy vir die bediening doen nie, of jy nou vrywillig werk of nie, dit maak nie saak nie. Wanneer jy begin moeg raak, skakel met die TV af, sit die foon af, al die sosiale media, gaan ergens alleen, sit dalk 'n bietjie, sagte instrumentale Christelike musiek op in die agtergrond en sit net in God se teenwoordigheid en bly by hom en laat hy jou net vernuwe. Volhardende geloof sê, ek sal vertrou, selfs wanneer ek nie verstaan nie.
Ek sal opstaan wanneer ek swak voel. Ek sal glo wanneer ek nie Jesaja 41 vers 10 sien nie. Vrees nie, want ek is met jou. Wees nie verskrik nie, want ek is jou God. Ek sal jou versterk. Jy weet, ek dink om petrol in jou kar te kry, moet jy na die volstasie gaan. As ons krag in ons gaan kry, moet ons na die kraggewer gaan, die Godstasie. Amen. Is dit nie nogal 'n netjiese manier om dit tot dusver te stel nie? Jy nie, want ek is met jou. Wees nie verskrik nie, want ek is jou God. Ek sal jou versterk. Vader, leer ons om te volhard. Versterk ons om te staan. Ja, anker ons in u woord, want ons sal nie opgee nie. Jy moet erken dat ons nie sal opgee nie, selfs wanneer ons begin flou word. Ons sal in geloof volhard. Amen. Sterk staan. Sjoe, wanneer geloof swaar raak, voel dit asof jy 'n vraag van die wêreld dra. Wel, die aard van blywende geloof is. Geloof word dikwels misverstaan, omdat dit gewoonlik eers aan die begin geleer word. Jy weet, jy hoor die storie van toe Josef dit gedoen het, toe Abraham dit gedoen het, maar selde is dit op sy breekpunt. Ons vier die oomblik wat iemand geglo het, die dapper geloofsverklaring, die eerste stap van gehoorsaamheid. Maar die skrif wys voortdurend verder as die begin na iets dieper, 'n voortsetting. Volhardende geloof word nie in 'n oomblik van inspirasie bewys nie. Wanneer die kampioen is, word die Goliat se kop afgekap, maar dit gaan voort. Dit is bewys in 'n leeftyd van volharding. Hou by aktiwiteit. Net om 'n besluit in jou hart te neem. Ek gaan nie ophou nie. Geloof moet 'n leefstyl word. Kan nie net 'n gebeurtenis of iets wees wat af en toe gebeur nie. Hebreërs 10 vers 38. Nou sal die regverdige uit die geloof lewe. Maar as iemand hom onttrek, sal my siel geen welgevalle in hom hê nie. Jy weet, wanneer ek hoor dat hulle geen welgevalle in hom sal hê nie, herinner dit my aan die skrif. Ek het een keer tydens die opname 'n Bybelskoolklas gegee en ek het die skrifgedeelte gekies wat dit sê. Hy wat my gestuur het, is met my. Hy verlaat my nooit, want ek doen altyd wat vir hom behaag. Myne. So ek wil dit doen, maar dit sê my siel sal geen plesier hê nie. So as ek altyd wil doen wat behaaglik is, gaan terugdeins, stop, ophou, nie die Here aangenaam behaag bring nie. Om weer geloof te leef beteken dus dat geloof nie seisoonaal is nie. Dit kan nie betrokke wees nie. Emosies, ja, daar sal emosies wees. Maar geloof is nie situasioneel nie, net onsekere dinge. Jy moet in geloof wees. Dis hoekom ek daarvan hou om elke dag te sê, goeiemôre Heilige Gees en die Here Jesus Christus my verlosser te erken en my Vader te erken wat my aangeneem het. En ek is voortdurend elke dag in sy familie. Jy weet, die Joodse mense bid 3 keer per dag. Hulle erken God altyd, hou God in gedagte, soggens, middag, en jy weet, soms raak ons so besig dat ons gebedslewe net 'n vinnige gebed oor kos is, of 'n eenvoudige gebed voor slaaptyd vir die kinders. Ons moet daardie verhouding met God hê. Ek glo hoe meer ons verbind bly in die woord en in verhouding en gemeenskap, die gebed en tyd spandeer met God. Ek glo hoe sterker ons wandel gaan wees, want daar's 'n gevaar daarin om terug te trek. Jy weet, geloof is fundamenteel. Jy kan nie net geloof gebruik in 'n krisis nie. Dit gaan nie swak wees nie. Ek sê altyd vir mense, moenie wag tot jou huis aan die brand is om 'n put te grawe of om te probeer water kry op 'n plek nie. Jy moet al voorbereid wees. So jy gebruik net nie geloof in 'n krisis nie. Jy leef voortdurend in geloof. En hier is 'n paar van die gevare van terugtrekking. Die waarskuwing is nie teen mislukking nie, maar teen terugtog. Terugtrekking vind plaas wanneer druk gemak oorskry. Ons almal wil gemak hê. Vertraging daag jy selfvertroue uit. Omstandighede weerspreek verwagtinge. Wel, geloof stort nie oornag in duie nie. Dit erodeer geleidelik. Die vyand is baie slim in wat hy doen. 'n Bietjie hier, 'n bietjie daar. Reël op reël fluister hy, kry jou om hier te mediteer. Dis nie hoe dit moet wees nie. Waar is jou God? Wat gebeur hier? Jy moet daardie gedagtes bewaak. Trek daardie gedagtes gevange. Sê vir daai stem, al is dit jou siel, stilte, wees stil. Ek sal op die Here verdrink. Hebreërs 10 vers 39. Maar ons is nie van die wat terugdeins tot verderf nie, maar van die wat glo tot redding van die siel. Hierdie vers praat oor identiteit, oor volharding. Geloof sê, ophou is nie wie ek is nie. Gaan voort en bely dit. Bely dit 3 keer. Om op te gee is nie wie ek is nie. Om op te gee is nie wie ek is nie. Om op te gee is nie wie ek is nie. Kry dit daarin. En as daar mense langs jou sit wat saam kyk, kyk vir hulle en sê, om op te gee is nie wie ons is nie.
Ons is nie van die wat terugdeins na ophou, na ongeloof, na om nie vir God te dien nie. Maar ons gaan by ons siel bly in dit echt. Ons gees is gered wanneer jy weergebore is. Maar nou, deur die ingeplante woord van God, kan ons siel gered word. Ons manier van denk, ons manier van leef. Dis wat ons probeer transformeer. Nie aan die wêreld gelykvormig geword nie, maar verander na die woord van God. Hebreërs 11:1. Nou geloof is die vaste vertroue op die dinge waarop gehoop word, die bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Substansie beteken iets wat gewig dra, iets wat die werklikheid ondersteun. Wanneer alles rondom jou onstabiel voel, word geloof iets waarop jy moet staan. Maar hier is die spannende. Geloof is die sterkste waar sigbaarheid, waar jy dit kan sien, die swakste is. Die verborgde koste van ware geloof is dat ware geloof jou iets gaan kos. Dit sal, jy weet, verlossing is verniet. Dit is genade, nie uitwerke nie, maar om in die geloof te wandel, gaan jou sekerheid kos. Dit gaan jou gemak kos, dit gaan jou beheer kos. Jy weet, ek is 'n wêreld waar jy evangelis, so ek doen party langvlugte, 15 uur, 11 uur, 12 uur, weet wat, dis soms dat ek buite beheer is. Daar is 'n vlieënier daarbo, ek kan nie die vliegtuig beheer, die vliegtuig land van die vliegtuig af opstyg nie. Ek sit daar en ek moet net op God vertrou dat hy hierdie persoon in beheer van die vliegtuig het. So, vir lang tydperke om buite beheer te wees, ek verstaan dit, maar ons moet hierdie pad loop en sê, ek vertrou God. As ek daardie vlieënier gaan vertrou, wel, moet ek nie God vertrou nie? Want geloof vereis dat jy vertrou wat jy nie kan sien nie, wat jy nie kan voorspel nie, en wat jy nie kan beheer nie. Volhardende geloof is nie gerieflik nie. Dit is duur. Ek dink een van die enigste dinge wat God ons werklik toelaat om te sê, ek gaan jou toelaat om beheer te hê, is om die vrug van selfbeheersing te hê, sodat jy hom gehoorsaam. Maar soos ons nou praat oor geloof onderdruk, het jy al ooit so gevoel? Geloof wat nooit getoets word nie, is geloof wat nie vertrou kan word nie. En die doel van jou beproewing, 1 Petrus 1 vers 6, waarin jy baie bly is, al is jy nou vir 'n kort tydjie, as dit nodig is, bedroef deur allerhande versoekings, dat die beproewing van julle geloof baie kosbarer is as geld wat vergaan, al word dit deur vuur beproef. Die beproewing van jou geloof is kosbaarder as goud. Sjoe, dit maak nie sê. Ek verkies eerder 'n hoop goud hier as 'n geteerde geloof. Maar ek dink die Bybel sê jou geteerde geloof, die beproewing van jou geloof, die versoeking van jou geloof, die hantering, uithou vermoë, vasbyt, intuïsie om nie op te gee nie, is belangriker as goud. Jou geloof word met goud vergelyk, maar met een belangrike onderskeid. Goud word deur vuur gelouter. Geloof word deur vuur geopenbaar. Hulle het gereed gemaak om in die vuur ingegooi te word. Wat het hulle gesê? Ons God is in staat. Maar selfs al doen hy dit nie, gaan ons nie opgee nie. Ons gaan nie terugtuis maar die verderf nie. Ons gaan nie sê, wel hy het ons nie gered nie, so ons gaan nie. Ons gaan hom in elk geval vertrou. Druk skep egter nie geloof nie, dit openbaar dit. Beproewinge ontbloot wat jy werklik oor God glo. Dit is wat beproewinge doen. En hulle glo of jy in hulle vertrou is voorwaardelik. Wat jou geloof is, hang af van die uitkoms of van die God van die uitkoms. Jakobus, hoofstuk 1, vers 2 tot 4. My broers, ag dit louter vreugde wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar laat die lydsaamheid tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en aan niks kort kom nie. Sjoe, laat het gebeur. Laat het. Jy sien, daar sal jy uiteindelik niks kort kom nie. Jy sal in 'n posisie wees waarmee jy tevrede is. Jy is tevrede swaar. Geduld is nie passieve wag nie, dit is volgehoue stabiliteit onder druk. Hoe ouer jy in die gees word, hoe meer oorlogvoering jy deurmaak, hoe meer kan jy selfs by 'n punt kom waar jy soos, kom nou, bring dit aan. Ek is gereed om te vleg. Daar was een ou Caleb, hy was 80 jaar oud. Hy het gesê, gee my die berg met die wese. En hy is net soos, ek wil die groot seun sê, en hy het geloof gehad. Hy het 'n verhouding met God gehad. Hy het geweet dat net ek, daar is geen manier waarop ek die reus kon neem nie, maar met God is alle dinge moontlik. Die volwassenheidsproses, geloof bring, gepits, getoets, geloof bring gedok, geduld bring volwassenheid. God probeer jou nie net seën nie, hy probeer jou bou. Maar dit voel soms asof daar 'n oorlog is tussen die belofte en tussen die vertraging.
Dis weer saad, tyd, oes. Dit lyk asof dit die tyd is, die gebrek aan geduld. En ja, jy weet, geen my geduld. Geduld kom deur verdrukking. Dan kla ons oor die verdakking. Elke belofte betree 'n slagveld. Elke belofte van God. Skryf dit nou neer as jy 'n notaal neem verse. Elke belofte betree 'n slagveld genaamd tyd. Die spanning van tydsberekening. Nou, ek slag dit af, maar ek sal dit waarskynlik weer doen. Habakuk, hoofstuk 2, vers 3, een van die kleiner profete. Want die visioen is nog vir 'n vasgestelde tyd. Al talm dit, wag daarop. God, beloftes is nie lukraak nie. Hulle is geskeduleer. Hy weet presies wanneer jy die toets moet slaag, waar jy na die volgende graadvlak kan gaan. Jy moet 'n goeie rentmeester wees. Jy moet getrou wees. As jy nie gaan gehoorsaam en eerbiedig wat God jou laas gesê het nie, waarom sou hy jou iets niets vertel? God se beloftes is nie lukraak nie. Ek sal dit weer sê. Hulle is geskedeel. Die probleem is dat ons vervulling wil hê. En God werk deur tydsberekening. Uitstel is waar geloof moeilik laat word. O my genade. Vertraging veroorsaak vrae, twyfel, moegheid. Wanneer jy wil ophou, moenie ophou nie. Onthou, ek gaan dit heeltyd sê. Bly daar binne, hou vol. Hou vas aan die beloftes van God. Hy is nie 'n man dat hy moet lieg nie. Vertraging veroorsaak vrae, twyfel, moegheid. Maar vertraging bring ook diepte in jou wandel, afhanklikheid van God en ontwikkeling in jou gees waar jy meer volwasse word. Wel, Abraham, hy is seker die vader van uithou vermoë. Wat 'n voorbeeld. Romeine hoofstuk 4, verse 19 tot 21. En omdat hy nie swak in die geloof was nie, en nie sy eie liggaam wat reeds dood was oorweeg het nie, het hy nie getwyfel op daardie punt nie. Die belofte van God deur ongeloof. Ek hou daarvan dat hy nie gestruikel het nie. Dit wys vir jou dat ongeloof, moegheid en traagheid jou wandel met God kan maak soos iemand wat gewond is. Nie soos Jakob met die engel nie, maar met ongeloof en twyfel. God het hom gewond om sy wandel te kry soos hy dit wou hê. Die duiwel wil ook jou wandel wond. Maar Abraham het gesê, ek gee nie om wat die duiwel sê nie. Enigiemand anders sê, ek weet ek is oud, almal gaan dink dit is onmoontlik. Maar ek het 'n woord van God wat ek vir jou gaan sê. Jy hoef nie vir almal te vertel wat jou beloftes is nie. Jy hoef nie vir elke persoon te sê wat God vir jou gesê het wat hy gaan doen nie, want mense sonder geloof, sonder openbaring op daai vlak, gaan elke keer probeer om jou daarvan af te praat. Maar daar is 'n interpretasiestryd. Jy moet in staat wees om te onderskei dat hierdie vertraging jou sal probeer oortuig dat God vergeet het, dat God van plan verander het. Maar God is nie getrou soos die duiwel met Eva nie. Het God gesê, het die God werklik gehoor? Is dit 'n ware woord van God? Jy moes dit gemis het. En blywende geloof verwerp hierdie interpretasies of hierdie stemme, so te sê. Wanneer geloof swak voel, daar's 'n verskil tussen swak geloof en afwesige geloof. Geloof is geen geloof nie, eerlike geloof. Markus hoofstuk 9 vers 29. Here, ek glo. Help my ongeloof. Hy was die vader van die epileptiese kind wat die disippels nie kon oordra nie. Geloof vereis nie perfeksie nie. Dit vereis afhanklikheid en eerlikheid. As jy teen ongeloof veg, mag jy glo dat hy dit vir almal anders doen. Maar miskien het jy 'n probleem om te glo. Help my ongeloof dat jy dit vir my wil doen. Jy wil dit vir my kind doen, vir my vrou, vir my lewe, vir my finansies. Verskoon my. Wees eerlik met God en sê net vir hom hoe jy voel. Hy weet in enige manier. Maar as jy met 'n valse geloof na hom toe kom, is dit nie waar nie. Dit gaan alles oor die bedoeling en hoe die hart voel en praat. Maar God sal jou help met swak geloof. Romeine 8 vers 26, net so kom die Gees ons swakhede te help. Dit beteken ons swakhede en ons geloof en ons oortuiging. Dit beteken dat die Heilige Gees nie wag vir jou om sterk te wees nie. Hy ontmoet jou in swakheid. Kom ons praat oor die mite van konstante krag. Baie gelowiges sukkel omdat hulle dink, as ek werklik geloof is, sou ek nie so voel nie. Ek moet iets verkeerd doen, maar dis nie Bybels nie. Geloof kan in trane bestaan. Geloof kan in vrae bestaan. Geloof kan in stryd bestaan. Solank jy my verskoon, gaan voort. Jy gee nie op nie, sê jy. Ek klou jou aan vas. Ek is dalk moeg. Onthou jy Jesus? Hy het in die tuin van Getsemane gegaan en 3 keer dieselfde gebed gehou en presies dieselfde woorde gesê. As dit geneem kan word. Indien nie, nietemin. Nie my wil nie, maar joune. Jy is dalk gereed om dit op te gee. Maar sê net, nie my wil nie, die ieder hier.
maar daar is dissipline en wag. Wag is een van die moeilikste take in die Christelike lewe. Sien, is dit nie waar ek lieg? Dit was waarskynlik vir my grootste klagtes, want ons is in 'n mikrogolf mentaliteit. Ons wil nou alles hê. Klein kindertjies het min geduld. So as jy min geduld het, is jy dalk geestelik klein. Is jy nog 'n baba? Is jy 'n jong man? Het jy gegroei? Het jy vertrou? Wag vereis vertroue sonder beheer. Psalm 27 vers 14. Wag op die Here, hou goeie moed. Wag is nie onaktiwiteit nie, dis ingehoue vertroue. Jy het hierdie een gehoor, ek het dit gesê, waarskynlik in elkeen van hierdie is dit die 4de lering oor wanneer geloof moeg word. Jesaja 40:31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die woord vernuwe beteken om te ruil. Jy bring swakheid, moegheid, frustrasie. God gee jou krag, stabiliteit en uithou vermoë. Wag suiwer metiele. God gebruik wag om te openbaar hoekom jy wil hê wat jy wil hê, of jy hom vertrou of net die uitkoms. Vertrou hom nou of die uitkoms. Dit bring my terug by die Hebreëse kinders. God kan, maar selfs al doen hy dit nie, gaan ons geloof in God en krag behou. Ons gaan 'n paar skrifgedeeltes herlees wat ek deur al die dele hiervan gedoen het, al 4 dele. 2 Korintiërs 12 vers 9, my genade is vir jou genoeg, my krag word in swakheid volbring. So vervang God se krag nie swakheid nie. Dit werk nadeur. Kom ons herdefinieer krag. Die woord definieer krag as onafhanklikheid, beheer en vertroue. God definieer krag as afhanklikheid, oorgawe en vertroue. So doen die wêreld die eerste een. Die wêreld definieer onafhanklikheid en beheer wees, selfversekerd wees. Maar God definieer krag as afhanklikheid van hom, oorgawe aan hom en vertroue in hom. Filippense 4:13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Dit is nie selfvertroue nie, dit is Christus afhanklikheid. Jy ken die slagvelde in die gedagtes. Ek dink Joyce Myers het 'n boek geskryf met die titel Asterisk, The Battlefields of the Mind, Asterisk, The Great Book, Asterisk. Jou grootste vyand is nie ekstern nie, maar intern. 2 Korintiërs vertel ons van die afbreek van verbeelding. Gedagtes moet gekonfronteer word en nie vermaak word nie. Romeine 12 vers 2. Word julle verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hernuwing is nie outomaties nie, dit is doelbewus. Jy moet daaraan werk. Jy moet 'n bietjie geestelike uithou vermoë hê, volhardende geloof vereis denke, dissipline, fokus op die waarheid en verwerping van leuns. Jy kan nie sit en probeer om die leuns uit te pleis mee. Jy moet hulle verwerp. Jy moet op die waarheid fokus. Christus is die waarheid in sy woord. En jy moet jou gedagtes dissiplineer. Romeine 10 vers 17. So kom geloof dan uit die gehoor. Geloof moet gevoed word deur die woord van God. Matteus 4. Mans behoort nie van brood alleen te lewe nie. Die woord is nie opsioneel nie. Dit is noodsaaklik. Onmiddellike geloof verswak wanneer die woord afwesig is. Waarheid word verwaarloos. Stemme vervang die skrif. Maar ons kyk na 'n mate van beloning vir uithou vermoë. Jakobus hoofstuk 1 vers 12. Geseënd is die man wat volhard. Volharding lei altyd tot beloning. Galasiërs 6 vers 9. Op die regte tyd sal ons maai. As ons nie flou word nie, dis daar 'n oes, maar dit is voorwaarlik op uithou vermoë. Maar dan die gevaar om vroeg op te gee. Baie verloor hulle oes nie omdat God gefaal het nie, maar omdat hulle opgehou het. Kom ons eindig sterk. Ons het met hierdie skrifgedeelte bevind. Kom ons lees dit weer. 2 Timoteus 4 vers 7. Ek het 'n goeie stryd gestry. Ek het my kursus voltooi. Ek het die geloof behou. Afronding vereis fokus, uithou vermoë en toewyding. So in Hebreërs 12 vers 2, terwyl ons oë gefestig het op Jesus, die leidsman en volleiner van die geloof, onderhou Jesus wat hy begin het. So verklaar volhardende geloof, ek sal op God vertrou. In die stilte sal ek in die vertraging staan. Ek sal deur die druk gaan. Ek sal nie ophou nie. Sjoe, prys God. Miskien het jy Jesus nog nooit as jou Here en Verlosser aangeneem nie. Of miskien het jy, maar jy het moeg geword en jy het teruggedeins. Bid hierdie gebed saam met my. Jy kan wedergebore word en of 'n nuwe verbintenis met Jesus maak. Bid hierdie gebed.
Sê ek vergewe elke persoon wat my ooit seer gemaak het. Dis reg, herhaal na my. Ek vergeef selfs myself. Ek laat die verlede los. Ek het dit laat gaan. Ek glo Jesus is die Seun van God. Ek glo dat hy vir my sondes gesterf het. Ek glo dat hy uit die dood opgewek is. Vergeef my al my sondes en wees my Here en Verlosser. Ek glo as jy daardie gebed gebid het, is jy net wedergebore. En ek moedig jou aan om by 'n Bybelgelowige kerk aan te sluit, deel te word van die kerkfamilie. Sê vir die predikant jy moet met water gedoop en gedissiplineer word, kry vir jou 'n Bybel, sluit by daardie kerk aan. Christus het ook voorsiening gemaak vir genesing, nie net vergifnis van sondes nie, maar vir die genesing van jou verstand, jou siel en jou liggaam. As jy enige siekte of kwaal het, sit jou hand op die probleem, die pyn, wat dit ook al mag wees. Ek breek elke vloek, elke toerspreek, elke beswering wat die duiwel teen jou gebring het. Ek breek dit nou. Ek beveel elke blinde oog, dowe oor, stom gees gaan uit en moenie terugkom nie. Kanker, siekte, kwaal van die hart, die longe, die lewer, die bloed, die bene. Ek breek sy mag van misvorming. Laai die persoon los. Demoniese besmitting, demoniese besitting, onderdrukking, geestelike onstabiliteit. Laat hulle nou los in die naam van Jesus Christus. Alle pyn moet wyk. Artritis, bursitis, fibromyalgie, verlaat hierdie mense. Nou in die naam van Jesus Christus beveel ek jou, klim uit daai rolstoel uit, klim uit daai siekbed uit. Staan op, lig jou arms op, maak jou hande oop en toe. Artritis moet gaan, pyn moet weggaan. Vernuwing van die gees. Ou mense, vergeetachtigheid, hoë bloeddruk, lae bloeddruk, elke kanker, elke siekte. Laat die genesing van die woord van die naam van Jesus Christus jou nou genesing bring. Nou, maak jou hand oop en toe. Lig jou arms op. Staan op. Wat jy voorheen nie kon doen nie, doen dit. Kontroleer vir die pyn. Is daar die hoofpyn weg? Is die pyn van jou af? Is die groei, die gewas opgelos? Kontroleer. Ek glo jy het wonderwerk ontgaan. Nie net die vergifnis van sondes nie, maar die genesing van jou liggaam. Take dadelik. En wanneer jy sê, wow, iets het gebeur, kan ek dit voel? Ek sien dit. Daar's 'n nommer op die skerm. Daar's 'n e-pos op die skerm. Ek wil hê jy moet met ons in verbinding tree sodat ons saam met jou kan bly wees. Jy kan ook gebedsversoeke aan ons gee. Jy kan vir ons sê as daar onderwerpe sê, hey, ons sal graag wil hoor hoe jy hieroor onderrig gee. Ons sal hier wees om 'n seën vir jou te wees. Hou probeer. As 60, 70, 80% weg is, pyn, hou so aan. Staan op 'n looprond, jy gaan dit sien. Luister, hoor, sien. Jy gaan sien hoe die wonderwerke gebeur. Deel dit met ons op hierdie nommer op die skerm. Man, ek is so lief vir jou. Ek is opgewonde en ek bid dat dit jou gegee het, soos om startkabels op 'n beginpunt te sit, om jou aanmoediger te wees. Moenie opgee as jy dit gedoen het nie. Staan weer op, stof jou knie af, steek jou hande op. Prys die Here. Noem hom Abba, Vader, want hy het julle nie verlaat nie. Jy het net moeg geword. Dis oké. Kom terug. Hy sal jou rus gee en 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Man, ons is verseker lief vir jou. Dankie dat jy na Faith is nou gekyk het. En ek het net so gekom. Ek sê altyd aan die einde van my profanne. Dit is Dr. Brian Adams en ek verwag elke dag wonderwerke vir jou. So neem hierdie stukkies en hopelik het jy notas gemaak of jy kan dit weer speel en kyk en 'n persoon wees wat nie net 'n hoorder is nie, maar 'n dader van die woord. Moet jy moed opgee nie. Nie ophou nie. Lig jou hande op. Verhef jou stem. Prys die Here. Hi, ek sien jou volgende keer hier op Faith is Now. Ek weet jy is geseën. God seën jou.